Nou moet ek nou vir president Donald Trump nou krediet gee, dat hy iets in my hart kom wakker maak het na weet hoeveel 2 jaar se oorlog daar in Oekraïne. Het hy 'n ding in my hart kom wakker maak as hy sê, stop the senseless killing. Stop the senseless killing. En ek het eenvoudig vir myself gesê, jy weet nou, wat gaan aan met ons groot mense? Met ons volwassenes? Wat gaan aan met ons volksleiers? Jy weet, hoekom is daar soveel bloedvergieting in die dag waarin ons is? Jy weet, as jy daaraan sou dink dat hulle is op pad na 2 miljoen soldate wat tussen Rusland en Oekraïne gesterf het in die afgelope oorlog. Nou, moet ons net tevrede wees en maar sê dis die lewe. Veral as jy mos nou die Ou Testament lees, dan kom jy agter, jy weet, daar's baie oorlog in die Ou Testament. En weet dan wonder ek, jy weet, hoe moet 'n ou dink hieroor? Maar dit was vir my so aangrypend toe president Trump dit sê. En hy sê, stop the senseless killing. Daardie doodmaak wat geen sin maak nie. Dit wat nie betekenis wil gee nie. En ek wil nou nie weet nou 'n punt maak vir oorlog of nie oorlog maak nie, maar ek wil vir jou sê, ek het toe begin en ek het gesê, Here, ek stop die oorlog in Oekraïne. So as hy nou stop een of ander tyd, dan moet jy weet dis omdat ek gebid het. En weet jy wat weet ek beter as dit? Dat ek hoef nie eers al u gebede te hê nie. Weet ons maak 'n denkfout as ons baie keer dink, as ons kan 7.777.777 jy weet, gebede kan opstuur, dan gaan die Here antwoord. Ek het nuus vir jou. God antwoord dikwels een persoon se gebed. Amen. Dink aan ek is bietjie verkeerd as ek nou gedink het oorspronklik iets van Abraham, maar of van Noag maar Abraham kon alleen bid en God antwoord. En Lot word gered. So ek wil jou voordat ons nou die woord gaan bedien en ek gaan vanoggend baie te sê oor Daniël en oor gebed, dan gaan ek jou baie aanspreek en ek vra nie verskoning daarvoor nie, want ek dink ons moet weer 'n slag besef, daar's krag in gebed. Daar's krag in gebed. En ek wil vir jou sê, al voel jy's die enigste een wat bid. En as jy kan, kry iemand wat saam met jou bid. Amen. Want dit maak 'n verskil. Dit help ons, laat ons nie moed verloor en ophou om te bid nie, né? So, ek dink is nogal wonderlik as 'n mens kan dapper wees en om te sê, God hoor, He listens to the prayer of the righteous man. He listens to the prayer. Nou, ek is so bly ek is nie aan God se kant wat die keuse moet maak oor wat jy bid en ek bid en wat die wêreld bid en wat hierdie een doen en wat daai ene doen nie, net God sal kan regspreek. Wie sê amen daarop, net. Nou, omdat dit sy regspraak is, kom ons gee erkenning aan die woord van die Here en dan sê ons dit saam met mekaar. Hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Halleluja. Wanneer ek en jy ons geestelike lewe uitleef, dan kan ons dit afskaal na baie basiese dinge wat ons doen, né? Dis soos om, jy weet, dan nou te bid. Dis om Bybel te lees. Dis om gehoorsaam die Here Jesus deur die doopwater te volg. As ons dit sou maak na, wat is die sleutelwoorde? Wat is die kerngedagtes
van my godsdiens. Dan sal ons sê, verseker sluit dit kerkbywoning in. Ek het nou 'n oorweldigende reaksie verwag. Ek gaan weer probeer. Ek sê verseker sluit dit kerkbywoning in. Ja, wat is fout met hierdie kant? Ek sê verseker sluit dit kerkbywoning in. Ja, goed. Ek dink is my oor, hoor, dis nie goed. Jy kan 'n paar dinge vat, so maklik soos dit. En jy kan sê, nou is dit maklik. Nou is dit nie ingewikkeld nie. Nou ek leer hierdie kort les, leer ek gister by my kleinkind, toe sy daar aankom en het sy die boek en nou moet sy leer vir die toets of wat ook al. En nou kyk ek so, maar die kind weet niks. Die kind onthou niks. Maar so hoor ek nou van pa en ma en van ouma en almal, dat die kind leer nou al vir dae. Nee, daarom nie regtig so erg nie. Maar hoe is dit moontlik? Onmiddellik is ek kwaad vir hierdie groot mense en ek sê vir hulle, leer die kind om te leer. Leer die kind om te leer. Hoe gaan jy? Nou, ek weet nie hoe julle dit geleer nie, maar herhaling is die moeder van geheue, wat is ek is nou die mekaar. Jy moet aanhou herhaal. Memorisering is die moeder van kennis. Whatever, né? Memorisering is die moeder van kennis. Ons kinderkerk leerplan is gebaseer op hierdie beginsel van dat die kind moet elke jaar Genesis lees. Vir 12 jaar. Moet die kind uiteindelik aan die einde van die jaar ook Openbaring lees. En as hy dit 12 keer gelees het en hy 12 teksverse geleer of 10 teksverse geleer, dan behoort daar 120 teksverse te wees wat hierdie kind onthou. Of wat hy sê, ek het al gehoor. Nee? Nou, hoekom sê ek dit vir jou? Is dat, ek wil jou vanoggend bewus maak van miskien iets wat ons agterweë gelaat het. Nie miskien het ons. Wat ons agterweë gelaat het, en dit is om as volwassenes te verstaan, wat is die krag van 'n kind se gebed? Reageer God dan nou anderster op kinderlike geloof laasweek? Reageer God dan nou anderster op kindertjies wat bid? As 'n kind sou sê, liewe Jesus, maak my gesond, dink jy die Here gaan dit nie doen nie? Nee, want ek dink laasweek se vrees is nog op ons, nee. Laat ons verstaan, jy weet, ons sal moet weer 'n keer verstaan, dat God is erg oor kinders. En as ons nie reg doen nie, en ek gaan die teksvers net so lekker diep invryf, laat hy nie uit jou uitkom nie. As ons nie verstaan hoe ons as volwassenes moet optree, omdat kinders ons in die oog het, en omdat kinders na ons kyk nie, as jy Saul en Dawid se storie wil terugdink laasweek, dan wil ek jou hierdie week na 'n nuwe of 'n ander storie in die Bybel vat, wat vir my en vir jou gaan help om te verstaan, dat wanneer jy jou kind se geloof in jou hande vat, dat jy jou kind seker goed gaan laat glo, omdat jy dit glo of nie glo nie. En daarom kom ons lees saam uit Daniël, die 2de hoofstuk van vers 17 tot 19, en ek kan ongelukkig nie al die 12 hoofstukke, hoeveel hoofstukke lees nie, maar ek het probeer om die kern iewers raak te vat. Hy sê, toe gaan Daniël na sy huis, en hy maak aan Anania, Misael en Asaria sy metgeselle die saak bekend. Nou, dis 'n lekker plek om te begin. Nou, waaroor gaan hierdie saak? Die saak gaan oor lewe en dood.
Die saak waaroor Daniël nou ernstig is gaan oor lewe en dood. Want die koning het reeds begin om die wyse manne dood te maak, omdat hulle nie vir hom kan vertel wat hy gedroom het nie. Halleluja. Ek is nou baie getempteer, om my broer Bill is mos baie vrymoedig om saam te preek, en ek hou daarvan, hoor. Bill, wat het jy gedroom laasnag? Maar moenie vir my sê nie, ek gaan vir jou sê. Jy het gedroom oor 'n groot kabeljou wat jy gaan uitsleep hierdie week. Hy skud sy kop. So julle sien, ek is so in die moeilikheid. Want hoe gaan ek dit reg kry? Maar een van my gunsteling teksverse is vasgevang in hierdie gedeelte ook, waar Daniël kom en dan sê hy, o koning, daar's 'n God in die hemel wat geheime openbaar kan maak. Prys die Here vir 'n God in die hemel wat geheime kan openbaar maak. Amen. So, kom ons verstaan, die saak was 'n onmoontlikheid, net God kon dit moontlik maak. Net God kon sê, wat het iemand gedroom laasnag? Wat was dan nou hierdie droom? Hy sê, en dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniël en sy metgeselle saam met die oorige wyse manne, hoor jy daai oorige? Daar was alreeds 'n paar wat gesterf het, omdat hulle nie die koning se droom kon vertel nie, sodat hulle saam met die oorige wyse manne van Babel nie sou omgebring word nie. Daarop is in 'n naggesig die geheim aan Daniël geopenbaar, toe het Daniël die God van die hemel geloof. Nou, wanneer gaan jy weet of jou openbaring en jou geheim reg is? Dis mos nou eers as die koning uiteindelik gaan sê. So ek kan Daniël se stukkie vrees en onsekerheid en sy belewenis van, is dit regtig 'n groot beeld met 'n goue hoof en met 'n bors en met voete van klei en yster gemeng, en hy moes eers die droom vertel. Hy moes eers die openbaring oopmaak, sodat hy ook kon tot rus kom sê, ag dankie Here, halleluja. Maar ek dink hy het 'n dapperheid van hart gehad, hy het 'n belewenis van God gehad, en daarom wil ek jou help om iets te verstaan, dat as Daniël hierdie belewennisse het, as hy in hierdie wêreld is hy maar so 18 jaar oud. 18, 19, 20 jaar oud. As hierdie goed met hulle gebeur. En dis my vraag, bid jou kind. Sal jou kind in ballingskap verstaan hoe om by God uit te kom? As jy nie meer in beheer is van jou kind, kom ons sê maar se godsdienstigheid, en vir jou kind se kerkbelewenis en Godbelewenis nie, sal jou kind kan bid? Sal jou kind 'n Daniël wees? En daarom wil ek jou 'n wenk gee, en ek wil vir jou sê, maak jou kind edel groot. Nee. Neem 'n besluit om jou kind groot te maak, en om jou kind groot te hou, en sorg dat hy nie te groot raak vir sy skoene nie, laat hy kan inpas in die skoene van koningskap, van edelheid, van opregtheid. En daarom raak dit nooit te laat om vir 'n kind wat 30, 40, 50 jaar oud geword het, te begin sê, staan bietjie stil, ek wil vir jou iets sê. Ek het jou groot gemaak om edel te wees. Want jy gaan iewers, jy moet wys wat in jou steek. Ek het dit al reeds voorheen getoets, en ek toets maar net so ligweg vanoggend weer. Wie van u wil hê dat jou kind moet opeindig in 'n gevangenis, aangekla vir een of ander misdaad? Wie wil hê dat jou kind vir die res van sy lewe versukkel en elendig moet wees, en daar's nie hoop en 'n toekoms nie? Maar wie wil hê dat jou kind ook goddeloos sal wees?
En daardie kind glo net dat dit sy harde werk en sy ywer en sy pogings is en hoe dapper hy en hoe goed hy met besigheid kan wees en hoe hy hierdie dinge kan regkry tot op 'n dag wat hy verstaan dat sonder God is jy niks. En ek wil jou daarom vra en ek wil jou aanmoedig om vir jouself te sê, maak jou kind edel groot, sodat wanneer daardie dag kom, dat as die manne op Daniël afstorm en hulle hom gevange wil neem, en dit is so later, is al hoofstuk 6, en hy in die leeukuil gaan gegooi word, dan sê die woord van die Here, hulle het hom gekry terwyl hy bid en voor sy God genade afsmeek. Ek dink soms sien ons waarop iets gaan uitloop. Ek dink Daniël het so verhouding met God gehad en die geheime van God was nie vir hom verborge gewees nie. En toe hulle kies om nie die beeld te aanbid nie en die vuur oond te roep en hulle weer sê, maar ons sal nie iets kry teen Daniël behalwe teen sy godsdiens nie. Dan kom hierdie aksie wat Daniël vermoed het, is dat as hierdie ding aangekondig word, dat niemand mag, ek dink was vir 30 dae, vir die volgende 30 dae enige ander God aanbid of aanroep nie, behalwe die beelde, behalwe die afgode, en Daniël besluit, ek ken die antwoord, daar is net een God. En hy maak sy vensters oop. Vra ek weer, sal jy dink, jou kind bid? Beleef jy jou kind as 'n bidder? Sien jy hoe die vensters oopgaan? Sien jy hoe dat die Bybel daar op die kassie lê en hy is gemerk op 'n versie? Sien jy, hoor jy jou kind? En nou het ek laasweek vir jou baie ernstig probeer sê, daar kan nie 'n spies en 'n harp in dieselfde vertrek wees nie. Jy gaan die spies uithaal as jy die harp begin speel. Jy gaan nie met 'n teenargument jou kind se toekoms beter maak nie. Wat doen jy? Bid vir jou kind. Sê vir jou kind, kom ek bid vir jou. Nou ek het in dieselfde struik getrap gistermiddag, maar nou stoei ek om nou vir klein Loumain nou weer daai ingewikkelde goed. What is the meaning and the definition of agriculture en ek weet nie wat alles nie en wat is 'n partikel en nie eers ek begin dit vanoggend onthou ek het, toe ek nou wakker word, so ek het langtermyn vertraging in my geheue, nê. Maar weet en ek staan en ek sien hoe sy stoei. En dit kom nie eers in my gedagtes op om te sê, maak toe jou oë, laat oupa vir jou bid. Here, help hierdie kind, laat sy kan makliker onthou. Here, vat enige iets wat haar wil verhinder, om hierdie les te leer, en hierdie waarhede te ken. En dan bid jy, en jy glo, dat God gaan nou 'n verskil maak. En jy sê vir die kind, nou toe, leer nou, laat jy 100% kry, want die Here doen nie halwe werk nie. Halleluja. Ek dink die Here is ook maar lief vir die 50% kinders, nê. Maar kan jy hoor, hy het God om genade gesmeek en gesê, Here, hier is iets aan die kom en ek weet nie presies wat reg om te verwag nie, maar ek wil vir jou sê, toe hulle hom daar in die leeukuil gooi en God stuur sy engele om die bekke van die leeu's toe te sluit, toe slaap hy lekker en die koning lê wakker. Julle het nie mooi gehoor nie. Ek sê, toe slaap hy lekker, maar die koning lê wakker. En hy sê, wat gaan aan met Daniël? Wat gebeur met Daniël? En ek wil jou vanoggend aan die hand vat, om vir jou te sê, in God se groot word plan, wat ek elke week vir jou iets wil sê, moet daar iets in my en jou hart wees. Dit is 'n onveranderlike wat in ons harte as volwassenes moet wees, as dit gaan oor ons kinders. Hy sê, elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dis beter vir hom as 'n meelsteen om sy nek gehang word en hy in die see gegooi word. Ek en jy is in gevaar. Sê Eina, as jy nie amen kan sê nie. Dit is nie eers skade berokken, nog net struikel. Dis maar net 'n knie wat 'n klein bietjie 'n bloedmerkie het.
Hoe erg is God oor kinders? Het ek my erg verloor? Het jy jou erg verloor? Om te sê, my kind sal by die Here uitkom. My kind sal God dien. My kind sal vir die Here lofoffer bring. My kind se geloof sal sterk wees. En daarom wil ek vir jou sê, as jy Daniël se gebed lees en jy verstaan hoe hy voor God pleit vir die vergifnis van homself en sy eie tekortkominge, en hy pleit ook vir die volk Israel, en hy bid daar die lang gebede. Wie van julle het geweet dat daar's van die mooiste gebede in die boek Daniël? As jy wil weet hoe om te bid, dan gaan kyk jy daar. En dan vat jy daar die gebed van Daniël, hy bid meer as een gebed. En dan sê hy, Here, ek weet nie mooi reg wat om te bid nie, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Maar Here, ek onthou nou net, Daniël het ook so gebid. En ek onthou Dawid het so gebid. En ek onthou Salomo het so gebid. En ek onthou Paulus het so gebid. En ek onthou hoe dat Timoteus gebid het. En ek onthou gebed verander sake. Dis wanneer ek en jy op daardie plek kan kom waar God ons stem hoor. En daarom wil ek vir jou sê, miskien het ons iets gemis. Nie miskien nie, ek dink ons het. Is ons kinders bidders? Sien jy jou kind? Al is hy in die ballingskap vasgevang, hoe dat daardie kind so reageer om te sê, daar's 'n God in die hemel. Daar's 'n God wat my hierdeur kan dra. Jy sien, ek wil vir klein Lemay bid, dat sy nou die huiswerk kan verstaan, maar as sy môre met die wiskunde of met die algebra, of sy kom met een of ander vreeslike vak daaraan, dan gaan ek net my skouers optrek en sê, hoe in die wêreld gaan jy, dan moet sy onthou, moet sy vir my sê, oupa, ek bid nou eers, want die Here gaan my help om hierdie goed te verstaan. Dan kan jy rustig raak. As jou kind se lewensplanne nie wil slaag nie, en jou kind probeer vir die hoeveelste keer iets, dan behoort jy vir jouself te sê, kom ek sê net vir hom of haar weer, bid, 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 bid. Daar's 'n God in die hemel wat jou hoor. Want God is erg oor kinders. En as ons kinders bidders kan wees, en as kinders begelei kan word in die waarheid, in die belangrikheid van gebed, dan wil ek hê jy moet weet, dat as jy vir jou kind se geloof wil sorg, en jy wil vir jou kind sê, ek het iets om vir jou te sê, dan gaan jy nou hierdie week huis toe, of jy soek jou kans en jou geleentheid, en jy sê, hoor hierso, kom ons bid. En as jou kind vir jou sê, maar hoe bid 'n mens? Dan sê jy, Onse Vader, is die maklikste antwoord, nê. En as jou kind sê, wanneer moet ek bid? Dan sê jy, baie maklik. Daar's vele voorbeelde, nê, van hoe en wanneer en waar jy moet bid. Maar kom ons leer weer 'n dieper geheim van gebed. En dit is wat ek wil sê, jy bid duidelik. Ek weet nie of julle dit ook met julle kinders doen nie, maar as hy kind, man, ek kan nie hoor wat jy sê nie, praat. Sê vir my wat jy wil hê. Dan forceer jy daardie kinderlike hart en gemoed, jy weet hom later. Ek wil net hê, ek wil net bietjie, weet, en dan verstaan jy. En dan sê jy, okay, nou hoor ek jou. Hoor gou. Kom ons leer weer die kind les van om duidelik te wees. En waar leer ons dit nou anderster mooier as by Daniël? Hoor hoe dat hy, en ek het die Engels teks vir jou daar neergesit, jammer as dit bietjie klein is, hy sê, that they might pray for the mercies of God in heaven concerning the secret that Daniel and his companions should not perish with the rest of the wise men of Babylon. Dis vir my so uitgemaakte saak waarvoor hulle bid. Hulle bid
om nie doodgemaak te word nie. Hulle bid vir lewe. Sê amen, halleluja. Gaan deur my, saam met my, oor hierdie goed. En dan raak jy weer duidelik en spesifiek. En dan sê jy, Here, hierdie vriend wat my dogtertjie nou mee bevriend is. Ek weet nie so mooi nie, maar Here, help my om eers te verstaan. En as U vir my help om te verstaan, dan weet ek hoe om te bid. Here, hierdie ding wat my kind nou wil doen, Here, ek weet nie, maar as dit gebeur, as dit plaasvind, as jou kind in daai situasie is, dat jy dan met groot geloof en vertroue sal sê, die Here het vir ons koers gegee, die Here het vir ons rigting gegee. En kan ek vir jou sê, dis vir my so mooi, hoe dat Daniël 3 vriende gehad het, wat soos hy was, want hoekom? Hulle is edel groot gemaak. Hulle is van koninklike afstammeling. Hulle is nie sommer net kinders wat nou maar net iets moet wees nie. Hulle is spesiale kinders gewees. En sy 3 vriende was net so spesiaal gewees. En toe hulle uitgedaag word om te sê, wat glo hulle, wat dink hulle? Dan sê Daniël 3:17, as ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit die hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat dit dan by u bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het nie sal aanbid nie. Ek hou van hulle duidelikheid. Ek hou van hulle spesifiek wees. Ek hou van hulle standvastige standpunt wat hulle sê, dit is hoe dit sal wees. Kan ek vir jou sê, ek glo nog met my hele hart, dat daar's 'n paar teksverse in die Pinksterkerk en die AGS kerk spesifiek dan nou, jy weet, wat ons nie mag vergeet nie. Een van hulle is, dat hy wat glo in hom laat doop sal gered word. Dis jou kind se geloof, jy bou jou kind se geloof. Jy sê vir jou kind, luister my kind, ek is nie besig om jou te dwing na doopbad toe nie, en ek wil nie net in lyn wees met wat al die ander dink nie, maar die woord van die Here sê, hy wat glo in hom laat doop sal gered word. En jy kom met nog 'n geloofstuk en jy bou nog iets in en jy sê vir hom, die wat op die Here wag kry nuwe krag. En dit word tweede natuur by jou kind en hy begin om dit self te herhaal en jy sê dit oor en oor en jy doen dit weer en weer en jy gee nie moed op nie, want hoekom? Jy moet op 'n plek kom waar jy duidelik is sodat jou kind duidelikheid kan hê. Jy moet jou eie twyfels, jou eie onsekerhede een kant toe skuif en sê, die gebed van die regverdige het groot krag. En as jy dit kan doen, dan wil ek jou vanoggend weer net probeer bewus maak, dat ons lewe in 'n wêreld wat in 'n toestand is. Vanoggend is ons nie met bomme gekonfronteer en geboue wat plat geskiet is nie. Ons is nie vanoggend gekonfronteer met 'n petroltekort nie. Ons almal ry kerk toe. Ons is nie vanoggend gekonfronteer met dat daar nie meer winkels is wat kos aanbied nie. Ons gaan almal na die diens gaan ons lekker koop en kry en eet en ons gaan 'n wonderlike periode hê. Maar kan ek vir jou sê, is ons wêreld dan nie ook in 'n chaos nie? As jy jou kind verloor, is die wêreld in chaos. En ek sê dit met soveel deernis om vir jou te sê, dat ek dink ons moet weer vir mekaar sê, ons moet sterk staan. In hierdie jaar staan ons sterk, sodat ons kinders sterk kan wees. Ons fokus op hulle, ons sê, ons wil hulle help, en ek wil hê jy moet weet, dat Daniël het toe nooit uit ballingskap uit teruggegaan as ek reg lees nie. Hy het 80, 85 jaar oud geword, en hy het in ballingskap gesterf. En het my aangespreek, en ek gewonder, hier aan die einde, as hy sy laaste openbarings ontvang, en sy laaste gebede bid, dan bid hy dit, omdat die 70 jaar wat Israel in ballingskap sou wees, dat dit in daardie jaar sou gebeur, en een van daardie jare sou wees. En Daniël bid, en hy sê, Here, vat ons terug na waar ons moet wees. En nou, wat wil ek daardeur sê? Dit my aanknopingspunt gegee,
dat ons is net so in ballingskap as dit gaan oor mammon. Ons is slawe van mammon. Weet jy, iemand sal vanoggend sê, ek moet net so 'n bietjie rus vandag, want môreoggend 6:00 is dit weer bus klim en werk toe gaan. En die week wat voorlê, lyk nie rooskleurig nie. Die uitdagings is erg. Die geweld is groot. Wil jy vir my sê dat jy 'n gemaklike lewe elke dag alles net wonderlik en regloop, dan wil ek vir jou sê, dan lyk dit vir my of jou vyand jou misgekyk het. Maar ek is oortuig daarvan, as ek na mense luister, dan hoor ek al hoe meer dat die ou duiwel gaan rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind en verskeer en hy soek die geringste en die kleinste geleentheid om jou lewe vir jou ondraaglik te maak en om dinge so te maak dat jy begin roep en sê, waar is my God? En is in hierdie periodes, is in hierdie belewenis, dat Daniël sy vensters oopmaak, en ek sê vir jou, maak jou vensters ook oop. Wees sigbaar, op soek na God. En die beste manier om dit reg te kry, is as jy by die kerk opdaag, as jy saam met medegelowiges in 'n groepie vasgevang is in gebed, en jy doen dit, en is my so treffend, wanneer sal ek en jy ooit daarby uitkom in die week sit en oorweeg ek het so, ek dink as ek nou 3 manne kan kry, in die een kan in die oggend, jy weet van, sê vroegoggend tot werktyd, die kerk kom beman, en dan kan ek nog iemand kry wat etenstyd ook hier is. En ek kan nog iemand kry wat na werk ook hier is. En ons kan sê, die kerk is oop, kom bid. Nou die eerste een is, gaan ek 3 manne kry. Die tweede een is, wie van ons sal oggend, middag en aand die vensters oopmaak, die tyd uitkoop. Wat het ons kinders geleer? Hulle het geleer dat gebedstyd is amper nie daar nie. Pa en ma is nie op pad bid hier toe nie. Oom en tannie sê nee wat. Die wêreld sê, jy het geld nodig. As jy kan geld kry, is jou kop deur. So ek wil hê jy moet weet, dat as daar die vriende deur die vuuroond gegaan het, en hulle daar die bewyse word, en Daniël roep uit, en dit is vir my so mooi, dat die Bybel sê, hy was op sy knieë, 3 keer 'n dag was hy op sy knieë. Drie keer 'n dag was hy op sy knieë. Ek wil roep dat pastoor van 'n bank wat in die Kaap was, hy het hierdie ding ernstig opgevat, en as hy in die middag of iewers, hy het sekere tye gehad, en as ek reg geroep het, hy so 5:00 die middag, dan was een van sy tye, en as hy dan nou by huisbesoek was, né, dan het hy vir die mense gesê, dis 5:00, dan val hy op sy knieë neer, dan begin hy bid. Hulle moet maar sit en wag. Hy bid nou eers, en dan bid hy nou bid, en as hy nou klaar gebid het, dan gaan hy aan met die huisbesoek, jy weet. Man, ek hou van sulke pastore. Ek is net nie so dapper soos hulle nie. Ek het te veel respek vir jou tyd en vir jou mens wees, dat ek baie keer sal dink, ag, Here, verskoon my net vandag. Want die een met wie ek nou is belangriker, is hy. So kan ek vir jou vra om te besluit dat gebed vra nie hoe oud jy is nie. God het Daniël se jongmens gebed geantwoord. God het Daniël se ou mens gebed geantwoord. As ek dit so mag uitdruk. God luister vir kinders wat bid. En God luister vir manne en vroue wat bid. God wil hê dat ek en jy weer sal kies om tyd te gee vir gebed. En daarom wil ek vir jou kindteksverse gee. Jy sal nou dink, wat bedoel ek nou by 'n kindteksvers? Ek dink jy moet nooit vergeet dat as Jesus hierdie waarskuwing gee, as julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle Vader te gee,
hoeveel te meer sal die Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan hom wat bid. Jy weet, dis ver van my om mense, jy weet, sleg te noem. Maar as die Bybel dit doen, wil jy dit inkoop vir 'n oomblik? En sê, wie, ek is eintlik sleg. Ek is eintlik nie so goed soos wat ek dink nie. Here, want ek laat iets na. Ek gee vir my kind al hierdie goeie gawes. En dan vra ek vir jou, bid jou kind. Here, ek het sleg verloor. Ek het sleg gedoen. Ek het sleg gevaar. Here, ek het nie 'n sukses gemaak nie. En daarom wil ek hê jy moet weet, dis nie 'n veroordeling, dis eerder 'n oproep om te sê, ek gaan iets daaraan doen. Ek gaan iets daaraan doen, sodat hulle weer sal verstaan, as ek begin om sonder ophou te bid, dan sal die Here antwoord. En dit is vir my so mooi, dis een van die kort versies in die Bybel, bid sonder ophou. Bid sonder ophou, bid sonder ophou. En ek het al baie verklaringe gehoor vir bid sonder ophou, maar is my baie wonderlik. Jy weet, laat ek sê, ek wonder of dit nou beteken dat jy mag nou 33 keer of 333 keer vir die Here dieselfde ding vra. En sê, Here, vat asseblief hierdie toon van my wat so seer is en maak hom gesond. Ek weet nie of dit bedoel, bid sonder ophou, nou trek jy al by 777 miskien, of jy het al 1000 keer gebid, dan wil ek sê, ag man, bid hom maar 1001 keer. Laat jou bid sonder ophou net nie ophou nie. Amen. As jy dit sien, dat jy elke dag met 'n verrassende nuwe hoekpunt na die Here toe kom, en vandag bid jy so, en môre bid jy so, en dan bid jy weer daar, en dan gaan bid jy op daai plekkie, en dan bid jy op daai plekkie, en dan daag jy wonder bo wonder by 'n bid hierop. Nee, ek terg nie. Ek wil nie terg nie, maar ek wil vir u sê, dis my, asof ons nie die krag baie keer verstaan, van bid sonder ophou. Moenie moeg raak om te bid nie. Moenie toelaat dat die duiwel vir jou sê, daar gaan nie iets gebeur nie, dit kan gebeur. En daarom sê hy so mooi, laat julle geliefdes julle self opbou in die allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Ek wil vir jou sê, ek sal wat wil gee, om nog 'n hele boodskap sommer net so nou hier vir jou te gee, oor wat die krag en die heerlikheid en die waarde en die betekenis van om in die Gees te bid. En om te sien dat God maak 'n verskil. En om 'n antwoord te kry. Ek wil weer hê jy moet weet, dat Daniël het sy antwoord redelik gou in die leeukuil gekry. Stoksiel alleen. Het hy sy antwoord gekry? Wat was die antwoord? My God het sy engele gestuur, en hulle het die bekke van die leeu's kom toesluit. En die leeu se dog en toe weet ek, nou kan ek maar lekker slaap. Nou kan ek maar rus. Koning, ek hoop jy het 'n harde tyd. Ek hoop jy snap saam met my, dat as jy in die Gees begin bid, en ek het vir jou laasweek gesê, ek gaan terugkom hierna toe, want dit is 'n belangrike ding om te verstaan by jou kinders, is dat ons leer ons kinders laat koop kom eerste, maar dis nie hoe 'n kind se kop en sy hart werk nie. 'n Kind se geloof werk voor koop. 'n Kind het lankal gekoop, dan is die spaarblikkie nog dol leeg. En hulle is nou kleingeld kinders. Ek wonder hoeveel van hulle het nog iets oor van kleingeld aand af. Maar ek wag vir hulle, ek is reg vir hulle, en dankie sussie. Ek is reg vir hulle. As hulle by die volgende ene kom en ma en pa moet weer alles uithaal en alles maak en alles betaal en alles reg kry, gaan ek vir hulle sê, julle beleggers het besluit om te onttrek. Julle moet julle les leer.
Jy moet verstaan hoe werk belegging, jy moet verstaan wat dit is om met God se saak reg te werk. Maar hier is my punt wat ek vir jou wil maak. As jy die weduwee se storie lees, en ek laasweek nou al reeds daaroor iets gesê, en jy snap dit, dat hierdie weduwee het net hierdie flesie olie, sy gaan sluit die deur agter, en ek dink is tyd dat jy weer vir jou kind ook sê, luister, daar's 'n tyd wat ons die deur gaan toemaak, nou bid ons totdat jy hierdie geografie verstaan. Is daar so vak op skool? Daar is, goed, ja, dankie. Nou bid ons totdat jou Engels perfek is. Ek sal dit altyd vir my ma seker meer my ma se skuld as my pa se skuld, jy weet, maar ek sal dink sy kon my bietjie meer gehelp het met die Engels. Nou bid ons. En ons hou nie op bid voordat God nie opdaag nie. 'n Kind wat kan bid, het 'n toekoms. 'n Kind wat gesien het jou gebed werk, het 'n toekoms. 'n Kind wat geleer het wat die inhoud van jou geloof is. En as daardie kinders, kan julle hierdie 2 seuns, hulle lewe is in gevaar, nou nie in gevaar nie, maar hulle gaan nou vir slawe weggevat word. En dan moet hulle in 'n vreemde huis nou gaan werk en allerlei goed doen. Ek dink hulle was ook so bietjie benoud gewees, die 2 seuns. En toe hulle ma vir hulle sê, gaan leen kanne. En die profeet het gesê, nie te min nie. En hulle bring nog een, en nog een, en nog een. En hulle sê, ma, daar is nie meer plek om nog 'n kan iewers neer te sit nie. Maar wat gaan aan? En sy vat daardie ou flesie, o, prys God, vir 'n geloofshart, vir 'n gelowige mens, wat sê, daar sal vloei wees, daar sal olie vloei. Ek wens ek was in daai vertrek. Sy daardie ou flesie vat, en sy hom so begin omkeer, breek, hoe ook al sy hom oopgemaak het. En sy begin gooi, en sy sien die kan raak vol. Sy sê, bring gou, nog 'n kan. En nog een, en nog een, en nog een. Ons dien 'n God van wonders. Ons dien 'n God van die onmoontlike. En ek wil hê my kinders moet weet, dat dis my God daai. Is dit vanoggend jou begeerte? Te sê, Here, ek wil 'n demonstrasie wees. Ek wil deur U gebruik word, dat my kind verstaan, hoe groot is God. Dan nooi ek jou om saam met my te staan, net daar waar jy is. Te staan en te sê, Here, hier is ek vanoggend. Wie wil dit saam met my doen en besluit om saam met my te sê, ek glo, Here, ek glo, en Here, ek sal nie ophou om te bid nie, want ek glo in die krag van gebed. Here, ek glo in die krag van gebed. Ek glo dat alles wat ons in U naam vra, dit sal ons ontvang. Ek glo dat U ons kan gesond en sterk maak. Ek glo dat U ons kan laat opstaan en ons laat triomfeer. Ek glo dat U ons kan deurdra in die grootste, donkerste periodes van tyd. Here, sal ons nie ons geloof prys gee nie, want ons God is 'n ewige God. Kom net daar waar jy staan, bely dit, maak dit vas. Sê weer 'n keer vir jouself, my geloof is in 'n onveranderlike God wat ewig is. Hy is die God van hemel en aarde. Hy kan my verlos. Ek hoef nie voor hierdie mammon, ek hoef nie voor hierdie afgode, ek hoef nie voor hierdie aanslag te buig nie. Ek sal meer as 'n oorwinnaar wees, want my God is 'n ewige God. Kom net daar waar jy staan, begin om sy naam groot te maak, begin om te verklaar en te sê, hy is Jahwe Jireh, die God van die berge.
die God van voorsienigheid, die God van uitkoms. Hy is die lig, hy is die waarheid, hy is die lewe. Hy is my God, halleluja. En Here, daarom staan ons as 'n gemeente vanoggend en ons wil aan U al die eer bring. Ons wil U al die lof bring en ons wil sê heilig, heilig, heilig is die Here ons God. Daar's niemand soos U nie. U is ons waarlik ons God en ons skuil by U. Ons wil onsself in U vergee. Ons wil onsself oorgee. Here, in U hande wil ons wees. Ons wil doen wat U wil hê ons moet doen. En Here, daarom wil ek bid dat ons in hierdie week sal opstaan. En Here, as ek kom en ek bid en ek sê, Here, mag die oorlog in Oekraïne en mag die oorlog in Rusland, mag die oorlog in Israel en Sirië, Here, mag die oorlog in Afrika, mag elke plek waar daar opstandighede is, Here, elke dorp en elke stad waar die ou duisternis probeer om die oorhand te kry, dan kom ons vandag en dan sê ek, Here, ek bid dat die lig van God sal skyn en dat die heerlikheid van die Here sal triomfeer en dat die krag van God geopenbaar sal word. Here, laat U grensposte sal oopmaak wat toegemaak het. Here, laat U mense wat wil verhinder sal uit die pad uitskuif. Here, laat U plekke waar daar iets nie kan gebeur nie. Here, as ek dink hoe dat ons land met reën geseën word en ek kyk hoe dat die oorstrominge karre wegsleep, Here, dan sê ek, U is die God van geheime. U is die God wat sê, staan op, gaan doen dit, beweeg, kry dit, haal dit, maak so. Here, ons wil 'n gemeente wees wat kragtig in die Here staan, want ons verstaan ons nalatenskap. Ons verstaan die krag van gebed. Ons verstaan die heerlikheid van die Here. Ons verstaan die grootheid van sy almag. Ons sal nie vrees nie, want ons God is 'n wondergod. Hy's 'n ewige God en hy regeer tot in alle ewigheid. Here, ons glo en daarom bid ons vanoggend. Here, daarom roep ons U naam aan. Daarom wil ons U groot maak en ons wil sê daar's niks wat U nie kan doen nie. Here, daar's niks wat nie sal kan wees as U U hand uitsteek nie, want U is ons God, 'n God van ewigheid. En 'n God van trou, en 'n God van liefde, en 'n God van waarheid, en 'n God van triomf is U en U is ons God. Halleluja. Here, dankie. Dankie dat ons voor U kan kom staan en dat ons met soveel vrymoedigheid na die troon van genade toe kan gaan. En Here, of ons jonk is en of ons oud is, Here, U antwoord gebed. U is die antwoorder van gebed. En ons eer U daarvoor. Ons eer U daarvoor. Here, help ons om duidelik te bid. Here, help ons om duidelik te bid. 'n Vyand, bose magte, ons kom en ons sê, ons sal triomfeer deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Jou wrede, brullende leeu, op soek na wat jy kan verslind en verskeer. Ons kom en ons triomfeer. Ons ruk dit uit jou bek uit, soos wat die woord dit beskryf. Alles het net 'n oorlappie. Here, alles het net 'n ou klein oorblyfsel van iets wat besig is om verby te gaan. Here, sal U dit net maak. U sal dit heel maak. U sal dit herstel. U sal dit weer kragtig maak. Here, daarom dank ek U dat ons 'n gemeente kan wees van uitspruitlote. Ons 'n gemeente kan wees wat sê, Here, help ons dat ons kinders sterk sal wees.
Ons verklaar edelheid. Ons verklaar koninklikheid. En ons sê, hulle is u eiendom. En ons maak hulle groot in die vrees van die Here. Ons bring hulle terug in die vrees van die Here. Ons wek hulle op tot 'n nuwe oortuiging van God is groter. En Here, daarom kan ons sê, my God, net daar waar jy staan, doen dit hardop vir jouself. En as jy dit hardop sê, my God, gee God kans. Wie is jou God? Hy sê God wat geheime kan openbaar. Hy sê God wat uit die vuuroond kan red. Hy sê God wat in staat is om soveel duisende jare terug deur Daniël te praat wat vandag moet gebeur. Hy is die God van môre en oormôre en die God van die toekoms. Hy is 'n ewige God en hy sal nie toelaat dat sy gunsgenote verderwing sien nie. U is ons God. Halleluja. Dankie Here dat ons met hierdie oortuiging hierdie week kan instap. Here, as ons uitgedaag word, as iets gebeur, dat ons sal bid. Bid en nog 'n keer bid. En laat ons nie sal ophou bid nie. Dat ons sal doen wat u woord sê, bid sonder ophou. Kragtige gebed van geloof in Jesus se naam. Amen en amen. Is jy reg om